Ek praat vanmôre oor gesinswelstand, maar ek wil dit aan die hand van 'n boekbespreking doen. Ons het nou vanmôre baie geluister en baie goeie aanbiedings gekry oor die rolle wat verskillende mense speel in die samelewing en hoe ons kan saamwerk om gesonde gesinne en 'n gesonde samelewing te skep. Nou, in 'n sekere sin sit 'n mens en jy kyk na dit en jy kyk na dit wat Suzette nou hier aangebied het en jy dink, "Sjoe, maar dit is so stikkend." Jy weet, hoe maak jy iets wat so stikkend is reg, want jy kan dit nie net lap nie. Jy kan nie net aanplak nie. So in 'n sin wil ek amper sê, daar moet so 'n tipe van 'n dubbelloop benadering wees tot hierdie goed. Die een is, doen wat jy kan doen om die skade so min as moontlik te hou. En die tweede ene is, begin onder. En begin weer van voor af. En lê die regte beginsels. En dis waaroor ek bietjie vandag met u wil gesels, oor hierdie boek. Genesis 2 vers 24 begin met hierdie bekende woorde van God. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En wanneer ek gewoonlik paartjies by my het om wat wil trou en ons doen bietjie voorhuwelikse kategese, dan kan jy nou verstaan, hierdie is gewoonlik een van die tekste wat ons gebruik, en daar's nou vanmôre 'n paar keer uit Genesis 2 uit aangehaal. Daarom nog nie hierdie teks nie, so ek wil graag bietjie vanmôre oor hierdie teks gesels. Dit is voor die hand liggend dat dit oor die huwelik gaan, maar wat nie so voor die hand liggend is nie, as ek gewoonlik vir die paartjie sit, wat voor my sit, vra, nou wat sê hierdie vers oor kinderopvoeding? En kyk hulle my met sulke groot oë, want dan is dit nie so maklik om die vraag te antwoord nie. Maar wat hierdie vers vir ons sê oor kinderopvoeding is, ons behoort ons kinders groot te maak met die oog daarop om die huis te verlaat. Niemand is veronderstel om hulle kinders groot te maak sodat hulle hele lewe lank onder hulle dak en in hulle sak bly nie. As dit jou plan is, dan dink ek, gaan jy vroeg bankrot wees. Die vraag is, hoe goed is ons daarin? Want wat doen dit? Wat roep die Here ons op om te doen met ons kinders en ons gesinslewens? Ons gesin is die veilige ruimte waar ons kinders behoort gereed te maak om in die lewe in te gaan, nuwe gesinseenhede te vorm, gesonde gesinseenhede te vorm, wat 'n gesonde samelewing dien. En so bou ons van onder af op. Nou, daar's verskillende faktore wat hierdie opvoedingsdoel van ons bemoeilik, en dink maar net aan iets soos die uitdaging wat veiligheid en sekuriteit vandag vir ons bied. In vroeër jare het ons op 'n baie vroeër ouderdom vir ons kinders sekere verantwoordelikhede gegee, en sekere dinge van hulle verwag. As hulle toe 'n rugby of 'n netbal oefening gehad het, en hulle sê, "Papa, ons moet 3 uur by die netbal oefening of by die rugby oefening wees," dan sê ons, "Maar daar's jou fiets, laat jy gaan. Ry, laat jy by die skool kom. Jy gaan speel, jy wil oefen, jy moet daar kom." Maar veiligheid en sekuriteit maak dat ons nie meer kan doen nie, waar nie? Jy wil nie meer waag om jou kind te sê, klim op 'n fiets of stap saam met jou maat of gaan koop gou iets by die winkel nie. Ek en my vrou het al 'n hele paar warm gesprekke gehad oor wanneer is die kinders oud genoeg om alleen in die winkel in te gaan om iets te koop? Wanneer het julle kinders toegelaat om alleen in 'n winkel in te gaan koop? Eendag ry ek en Henry, my seun, en ons gaan na so 'n manne ding toe, en ons kort koeldrank en skyfies, en ek sê vir hom, "Hier is die kaart, laat jy gaan." Sy ma was nie baie gelukkig met my gewees omdat ek dit gedoen het nie, want dit is gewoonlik, maar kan jy dink wat met hom kan gebeur? Iemand kan hom steel, iemand kan hom beroof, iemand kan hom seermaak. Daar's verskriklike dinge wat in hierdie land gebeur met kinders. Maar moet dit ons laat terugdeins om ons kinders met die regte gereedskap groot te maak en hulle gereed te maak om in die lewe in te gaan? Die gevolg is dat ons kinders nooit, of eintlik op 'n baie later stadium in hulle lewe, eers met die
met die werklikhede en met die verantwoordelikhede van die lewe konfronteer. In plaas daarvan dat ons hulle toerus en vir hulle goeie gereedskap gee om die uitdagings van die lewe mee te trotseer en hulle plek in die samelewing vol te staan en te sê, as ek my lewensmaat ontmoet, dan is die fondasies klaar gelê, sodat ek die samelewing in die kleinste eenheid binne die samelewing op 'n gesonde grondslag kan plaas, en dit het natuurlike uitkringende effek op die res van die samelewing. Maar ons draai hulle in watte toe. Ons wil hulle so lank as moontlik beskerm, maar ons doen hulle nie 'n guns nie. En daarom moet ons vir hulle die regte gereedskap gee, sodat hulle onder ons dakke en uit ons sakke uit kan kom. En daarom wil ek vanmôre met u praat oor hierdie publikasie wat ons by Lig en Duisternis Uitgewers onlangs vertaal het, Ewige Beginsels, hoe om suksesvolle kinders groot te maak, deur Javor Rusinov. Nou, Javor Rusinov is 'n Bulgaar, en voordat u wonder, nee, ons het dit nie uit Bulgaars uit vertaal nie. Die boek is in Engels vertaal, en ons het vanuit die Engelse weergawe uit dit in Afrikaans vertaal. Ons moes natuurlik so nou en dan 'n bietjie by die skrywer net seker maak wat bedoel hy met sekere frases of uitdrukkings, want die Engels was ook nie altyd so duidelik gewees nie, maar dan het hy ons gehelp. En ek wil net vir u sê, hy kom uit 'n baie sterk kommunistiese agtergrond uit in Bulgarië, in die Oosbloklande, maar hy doen baie goed met hierdie boek, want hierdie boek beskryf daardie ewige beginsels wat nodig is om ons kinders vir hulle lewenspad voor te berei. Om vaartbelyn te wees. Dis 'n publikasie wat ons help ons praat baie oor goed soos Christelike lewens- en wêreldbeskouing. Maar so filosofies, is so abstrakt, nee. Wat is dit nou eintlik? Hoe sit jy dit op die grond neer? Hoe lyk dit? En hierdie boek help ons om regtig met ander oë na die wêreld rondom ons te kyk. Dit help ons kinders om met ander oë na die wêreld rondom hulle te kyk. Inteendeel, ek dink die boek is so eenvoudig. Ek het dit vir my hoërskoolkinders gekoop en gesê, julle moet dit self lees. En dan praat ons bietjie daaroor, dan gesels ons daaroor. Nou by Lig en Duisternis Uitgewers het ons die lese kyk hoër, delf dieper en sien meer. Want ons wil hê mense moet raak sien dat daar meer in die lewe is as die voor die hand liggende. En om dit reg te kry, moet ons goeie hulpbronne in mense se hande sit. Mens moet baie keer nie net vir mense gee wat hulle wil lees nie, jy moet ook vir mense gee wat hulle nodig het om te lees. Die probleem is wel om hulle te oortuig dat hulle nodig het om dit te lees, en ek hoop ek kan vanmôre iets daarvan reg kry. So hierdie publikasie het al meer as 20.000 kopieë verkoop in die Oosbloklande spesifiek, veral in Bulgarië, groot maatskappye, se hoofuitvoerende beamptes wat na die skrywer toe gekom het en gesê het, ons wil hê asseblief, jy moet met ons mense hieroor kom praat, ons wil vir al ons werknemers wil ons hierdie boek koop, want hierdie boek het soveel praktiese raad. Nou in die publikasie word daar 5 beginsels bespreek. Die skrywer Javor Rusinov noem hulle ewige beginsels, omdat hy dit sien as deel van God se skepingsorde, God se oorspronklike bedoeling met hoe dinge behoort te wees. Dis ewige beginsels omdat dit tydloos is. Dis nie goed wat in 'n sekere tydperk geld en in 'n volgende tydperk nie meer relevant of van toepassing is nie. Dit is vryheid, rentmeesterskap, 'n wêreld van wetmatigheid, oorsaak en gevolg verhoudings en tyd. Ek gaan kortliks so bietjie op elkeen van hulle ingaan, net om vir u daarom so 'n stukkie te laat proe hiervan, en hopelik u aptyt 'n bietjie op te wek om verder te gaan lees. Rusinov, wat hy doen in elkeen van hierdie afdelings, so jy kan hoor is 5 afdelings, maar daar's 'n hele klomp hoofstukke. Elke afdeling begin hy met 'n basiese inleiding oor een van hierdie beginsels, waarin hy verduidelik wat word bedoel met hierdie beginsel. En dan in die hoofstukke wat volg, gee hy dan 'n klomp praktiese wenke. En hy gebruik verskriklik baie voorbeelde uit die geskiedenis uit die samelewing uit, van hoe hierdie dinge prakties toegepas kan word vir jou kinders, en hoe jy dit vir jou kinders kan leer. Nou, hierdie boek is
is regtig, ek wil net sê, Jawor Russinov, mense sal dit eintlik nie dink nie, maar hy kom in die Oostbloklande uit, maar hy is gereformeerd. Hy is 'n gereformeerde gelowige, hy het tot bekering gekom, so hy deel grootliks ons tradisionele lewens- en wêreldbeskouing, en hy skryf ook vanuit daardie boek, 'n hoek uit hierdie boek van hom. Die boek wemel met voorbeelde uit die skrif uit, en hy het 'n definitiewe Christelike onderbou, maar as jy die boek lees, anders sal dalk met my saamstem, dan kry jy nie die idee dat dit 'n swaar teologiese werk is nie. Jy weet, baie keer as 'n mens hierdie soort boeke oor kinderopvoeding lees, dan raak 'n mens so 'n bietjie moedeloos, want jy moet nou eers leer, die Bybel leer vir jou so en so en so, en dit is hoe ons dit nou eintlik in die konteks moet verstaan, en dit is nou wat in daai tyd gegeld het, en dan kom ons uit dalk hier in die laaste paar hoofstukke met so 'n paar stukkies praktiese raad. En ek wil dit nie afskiet nie, dis belangrike goed, want dit lê die fondasie en die beginsels, maar hierdie boek is glad nie so nie. Hierdie boek is lekker lig geskryf, maar hy is soos 'n koeksuster gedoop in die stroop van die skrif. En hy's met hom deurdrenk. So, en hy het hom lekker opgesuig. Het lees lekker, die voorbeelde is baie treffend, die navorsing en die logika in die boek sleer 'n mens mee, en maak jou ook opgewonde om 'n ouer te wees, wat sy kinders wil grootmaak om gereed te wees vir die wêreld. Kom ons kyk eerstens na die afdeling oor vryheid. Nou, die afdeling oor vryheid begin met 'n baie treffende Bybelse voorbeeld oor slawerny, een wat ons baie goed ken, Israel in Egipte. Maar die skrywer kry ons dit reg om, en dis wat sy aanslag met die skrif ook so uniek maak. Ek gee vir jou baie keer net 'n ander hoek om te kyk na dieselfde ding wat so oud en bekend is. En hy kry dit reg om die verhaal so toe te pas dat ons kan raak sien hoe sekere forme van slawerny deur sommige moderne mense vandag as die ideaal en selfs as vryheid gesien word. Luister bietjie, hoe beskryf hy dit? Ek wil vir u so 'n stukkie voorlees. U kan saam met my volg. Ongeveer 3400 jaar gelede het daar 'n volk aan die oewers van die diep waters van die Nylrivier gewoon, in een van die welvarendste en vrugbaarste gebiede van Egipte. Hulle het die een ding gehad wat moderne volke die meeste begeer: sekuriteit. Vir hulle was daar absolute werksekerheid en gesondheidsorg en onderwys en voedsel was voor die voet gratis. Hulle het nou wel nie vryheid gehad nie, maar in ruil daarvoor het hulle 'n vlak van lewenssekuriteit gehad waarvan vandag maar net gedroom kan word. Volgens hedendaagse standaarde was dit die volmaakte samelewing. Is dit nie so nie? Is dit nie wat ons vandag eintlik as die ideaal sien nie? En dan ewe skielik maak ons oë op en sê, maar julle kies vir slawerny. Julle kies nie vir ware vryheid nie. Die Here het sy volk juis uit daai omstandighede kom roep. Dis 'n bestaanswyse, hierdie soort bestaanswyse wat ons voorkies en wat ons baie keer verwar met vryheid, wat nie van jou verwag om verantwoordelikheid te neem nie. En dis hoekom ons daarvoor kies, want ek hoef niks te doen nie. Iemand anders kan alles vir my doen. Dis 'n soort sekuriteit wat nie van jou verwag om vir jouself te dink nie. Want iemand anders doen dit vir jou. Iemand besluit wat is vir jou goed. Iemand besluit wat is mooi. Iemand besluit vir jou wat is reg. In hierdie publikasie beklemtoon Russinov die beginsel van ware vryheid. Hy stel dit uit die staanspoor uit duidelik, ware vryheid beteken nie ongebondenheid nie, met ander woorde, dat jy maar kan doen wat jy wil nie, maar dit het te doen met 'n selfstandigheid en selfregering onder die koningskap van Jesus Christus. Dit gaan dus oor ware vryheid gaan dus oor die reg om vir jouself te kan dink, vir jouself te kan besluit en self oplossings te kan kry vir jou probleme. Dit raak alle aspekte van die lewe. Die staat of enige ander instelling behoort eintlik nie vir jou voor te skryf oor dinge soos godsdiens, die ekonomie, verhoudings, kinderopvoeding ensovoorts. Om waarlik vry te wees, moet ons kinders toerus
En hulle moet toegerus wees om vir hulle self te kan dink. En hulle moet die verantwoordelikheid hê en die vermoë hê om verantwoordelik op te tree. Daarvoor moet ons kinders belese wees. So ek gaan nou nie baie diep daarin delf nie, maar daar is 'n paar boeke daar agter, so kom kyk maar na die tyd. Ons nodig dat ons kinders belese moet wees. Hy brei nou baie uit oor wat se soort boeke moet jy jou kinders laat lees, wat moet op jou boekrak wees, hoe belangrik is dit om 'n baie groter boekrak as TV-skerm in jou huis te hê. En dit 'n gesonde ervaring vir jou kinders te maak. Maar wat dan daarbey aansluit is, hy sê jy moet ook jou kinders leer om krities te kan dink. Nou ja, as ons die woord kritiese denke hoor, dan skop ons 'n bietjie ons hakke in, want wat beteken dit nou? Gaan my kinders nou die hele tyd opstandig raak en my teëgaan as ek iets vir hulle sê? Is dit wat ons bedoel met kritiese denke? Glad nie. Rousinoff gebruik eintlik hy baie voorbeelde ook uit die Joodse tradisie uit, wat hy in sy boek inwerk, en een daarvan kom juis uit die Joodse tradisie uit, maar dit gaan nogal sterk in teen ons Afrikaner kultuur en die manier hoe ons kinders groot maak in ons samelewings. Want hoe maak ons kinders groot? Ons maak ons kinders groot en sê, as ek gepraat het en as ek gesê het, dan is dit. Dan doen jy dit. Jy vra nie vir my vrae nie, jy bevraagteken my nie, jy kom nie met hoekom nie, pappa. Want as jy vir my sê, hoekom, dan sê ek sommer, want ek is jou pa, ek het gesê, jy moet dit doen. Hy sê, maar die Jode leer vir ons eintlik 'n bietjie lewenswysheid in die manier hoe hulle kinders groot maak. Hulle maak nie ongeskikte kinders groot nie, maar hulle maak kinders groot wat die regte vrae vra. Een van die Nobelpryswenners wetenskap, nou kan ek nie sy naam onthou nie, maar 'n mooi storie, sê sy ma, as hy van die skool af gekom het nooit vir hom gevra, my kind, wat het jy vandag by die skool geleer nie? Sy ma het altyd vir hom gevra, my kind, wat se vrae het jy vandag vir die juffrou gevra? Het jy goeie vrae gevra? Want dit is die onderbou van kritiese denke. En die Jode leer hulle kinders om van kleins af nie net 'n ding te aanvaar en alles vir soetkoeke op te eet nie, maar om te wil weet hoekom iets is soos dit is. Om die beginsel agter 'n opdrag te verstaan. Dis tog vir ons baie belangrik. Ons wil immers kinders hê wat nie net bloot aanpas by die standaard nie. Ons wil kinders hê wat lief is vir die standaard wat ons stel. Met ander woorde, wat dit toeëien, wat sê, as ek groot is, wil ek ook my kinders groot maak soos my pa en my ma my groot gemaak het, want ek verstaan waaroor dit gaan. Maar as ons net vir hulle sê, jy maak soos ek sê, sonder om vir hulle te verduidelik, dan gaan hulle nooit krities dink nie. En anders is hulle maar net weer slawe. As hulle groot is, gaan hulle ook niks bevraagteken nie. Hulle gaan bloot aanvaar dat mense in gesagsposisies die reg het om vir hulle te sê wat hulle moet doen, en dit is wat hulle gaan doen. Hulle gaan blindelings agter iets soos die regering aanloop. Hulle gaan nooit waag om die regering se optrede, of die regering se besluite, of 'n politieke party, of wie ook al in 'n gesagsposisie bo hulle is, te bevraagteken nie. Want dit is die groot ouer, wat vir hulle sê, en wat nie vir hulle verduidelik hoekom nie, maar wat vir hulle sê, sommer, omdat ek so gesê het, en dit is wat jy moet doen. En dit is beslis nie hoe 'n vrye samelewing lyk nie. Wat dan aansluit by die vryheid, is rentmeesterskap. Rentmeesterskap word gedefinieer hier in die boek as die vermoë om verantwoordelikheid te neem vir die hulpbronne wat in jou toevertrou is. Nou moderne ouers, sal jy nou weet, is regtig baie keer, en met rede soms, ons het nou 'n voorbeeld gehad bietjie vroeër, maar soms sonder rede ook, baie oorbeskermend teenoor ons kinders. Ons gee baie min verantwoordelikheid vir ons kinders, met die gevolg dat ons uiteindelik met baie onvolwasse jong mense in die samelewing sit. Ons doen alles vir ons kinders. Nee. Ons vra nie aan, Boeta, jou huiswerk is gedoen. Bring gou, laat mamma sien. Nee, daai sommetjie is verkeerd, jy moet nog gou gaan regmaak, hoor. Hier is die regte antwoord. Kom, het jy jou kosblik gepak? Ag, weet jy wat, jy het so baie huiswerk nog. Mamma sal gou jou kosblik vir jou pak.
Wat so kosies wil jy hê vir môre? Kom ons pak dit gou in. Môreoggend klim ons in die kar, ons is halfpad op pad skool toe. Het julle onthou om julle kosblikke in te pak? Nee, mamma, ek my kosblik vergeet. Boeta, jy kan nie deur die dag gaan sonder jou kosblikkie, maar kom, mamma gaan jou gou aflaai. Ek gaan gou huis toe gaan, ek gaan jou kosblik gaan haal. Ek bring hom vir jou en dan is jy reg. En later raak hulle groot en dan begin ons, Boeta begin hou van 'n meisietjie en ons, nou SMS ons gou die mamma. Jong, Boeta hou van Sunny daar by julle, in julle huis. Dink jy nie ons kan hulle bietjie reël dat hulle by mekaar uitkom en bietjie gaan koffie drink nie. En dan begin die twee nou met mekaar kuier, maar dan werk die keisokkie lekker uit nie en dan is hulle kwaad vir mekaar en dan probeer die ma's baie harder om hierdie verhouding weer reg te maak en die kinders stel lankal nie meer in mekaar belang nie, maar die ma's probeer nog om hierdie, want hulle sou nou goeie skoonfamilie uitgemaak het, jy weet. Ons dink ons doen ons kinders 'n guns. Maar as ons die heeltyd vir hulle verskonings uitdink, as ons die heeltyd alles vir hulle doen, dan is ons eintlik besig om van hulle vrywillige slawe te maak. Broers en sê ek nou broers en susters, ek preek mos nou nie vir dames en here. Ja. Het jy al so daaraan gedink? As dit ons ouerskapstyl is, moet ons nie bekommerd wees as ons kinders groot word en sê, kommunisme is die beste ekonomiese stelsel of staatkundige stelsel vir 'n land nie. Kan jy die kloutjie by die oor bring? Hoekom? Want my pa en my ma doen alles vir my. So wat soek ek as ek groot word? Ek soek 'n ouer wat alles vir my doen. Wat sorg dat ek werk het? Wat sorg dat ek gesondheidsorg het? Wat sorg dat ek maatskaplike dienste het? En ek hoef niks verantwoordelikheid self te neem nie. Hoekom dink julle wemel Amerika se universiteite van jong mense wat voel sosialisme en kommunisme is die oplossing? Want dis die ouerskapstyl. Dis wat ons vir ons kinders doen. Ouers wil hulle kinders deesdae net gelukkig maak. Ons wil nie by hulle verantwoordelikheidsbesef kweek nie. Ons wil hulle die pyn en die teleurstellings van die lewe spaar, want die lewe is so swaar en hulle gaan nog baie met hierdie goed te doen kry. So hoekom kan ek dit nie nou 'n bietjie van hulle weghou nie? Maar dink daaroor. Kinders wat leer om pyn en teleurstelling en swaar kry in die lewe die heeltyd te vermy en net daardie dinge te soek wat hulle goed laat voel oor die lewe, sal ook uiteindelik daardie dinge vermy in die lewe wat ware betekenis gee aan die lewe. Dinge soos die huwelik, soos om kinders te hê, soos om vrywillig dienswerk te doen in die samelewing, soos om risiko's te neem. Hoekom? Want dit hierdie goed hou noodwendig swaar kry en pyn en teleurstelling in. Dit is nie maklik nie. So hoe kweek jy gesonde sin vir rentmeesterskap by jou kinders? Begin deur nie net al hulle probleme vir hulle op te los nie. So 'n lekker voorbeeld in die boek. Hy sê, my kinders het baie keer by my gekom en sê, pa, ek het hierdie 10 vrae gehad, wiskunde somme wat ek moes gedoen het, wil pa net gou kyk of hulle reg is nie. Hy sê, dan vat hy die 10 vrae so, dan kyk hulle so deur, dan sê hy, daar's 2 verkeerd. Ek sê van dit leer om verantwoordelikheid. Hy moet weer deur die prosesse gaan. Hy moet weer gaan dink, hoe het hy by hierdie antwoorde uitgekom? Hy moet gaan soek vir die fout. 2 is verkeerd. Sy pa sê nie vir hom watter 2 is verkeerd nie. Hy sê nie vir hom hoekom is hulle verkeerd nie. Hy sê net vir hom 2 is verkeerd. Leer hulle hoe om probleme op te los. Leer mense om 'n probleem te ontleed en die emosies uit dit uit te haal en dit te deurdink en sinvol daarop te reageer. Leer kinders om te waag, leer hulle om risiko's te neem. Dit bring ons by wetmatigheid. Ek sal nou na hom toe oorgaan. Ons kan hom so lank op die skerm sit. In die afdeling oor wetmatigheid trek Rousseau baie sterk te velde teen 'n postmoderne ingesteldheid waar volgens waarheid gerelativeer word tot elkeen se voorkeure of afkeure. Dis mos nou maar die wêreld waarin ons leef. Daar is nie meer iets soos absolute waarhede nie, of waarhede wat bo tyd en ruimte eintlik verhef is nie.
transcendente waarhede nie. Dit is alles wat jy daarvan dink en hoe jy sien en hoe jy dinge beskou. En daarom is jou waarheid joune en myne is myne en dit kan uiteenlopende dinge wees, maar dit bly waarheid. En so het dit relatief geword. Nou die derde beginsel, wetmatigheid, gaan uit van die veronderstelling dat ons vir ons kinders moet leer, daar is 'n hoër gesag in die lewe. Want hoe gaan jy jou kinders leer om maatstawwe soos morele maatstawwe aan te wend? Hoe gaan jy vir hulle regtig leer wat is reg en verkeerd, as dit eintlik maar net 'n baie subjektiewe ding is, waaroor elkeen kan besluit? Hoe gaan jy vir jou kinders byvoorbeeld sê, Hitler en die konsentrasiekampe was verkeerd geweest, as waarheid so relatief geword het, dat elkeen self daaroor kan besluit? Want wie is ons dan om te sê, hulle was verkeerd? Wat se maatstaf gebruik ons om te sê, hulle was verkeerd geweest? Waarheid is mos relatief. So vir Hitler en vir sy samelewing was dit reg. Vir ons in ons samelewing is dit nie reg nie, maar ons het geen reg om vir Hitler en mense van sy tyd te sê, hulle was eintlik verkeerd nie. Hoekom? Want ons is nie meer in 'n samelewing waar daar 'n hoër gesag is, 'n hoër morele orde waarin dinge gemeet word nie. Daarom gee hy vir ons maatstawwe vir wat goed en kwaad is. Kinders is baie uitgelewer aan groepsdinamika en ons het nou gehoor ook oor groepsdruk en so aan. En hulle word baie keer slagoffers daarvan dat hulle op 'n baie jong ouderdom eintlik geleer word om maar net saam met dit wat die meeste sê te gaan. Ons noem dit mos nou maar groepsdruk soos ons dit ken. En dit is nodig dat ons vir ons kinders sal wys hoe belangrik dit is om in iets soos 'n objektiewe wetgewer te glo. Want wie dit nie glo nie, maar sy morele waardes deur die groep laat vorm, maak nie saak hoe daai groep lyk nie, die groep verander wel. In die skool is dit 'n vriendekring dalk, later jare kan dit ook 'n vriendekring wees, maar dit kan 'n politieke party wees, dit kan 'n organisasie wees, dit kan 'n internasionale groep wees, maak nie saak nie. Dit gaan uiteindelik altyd jou kind se morele kompas beïnvloed. In 'n sekulêre wêreld waarin waarheid relatief geword het, is morele waardes besig om heeltemal te verval, omdat elkeen toegelaat word om self te besluit wat is reg en verkeerd. En ons kinders moet leer om te onderskei. Want hoe gaan ons 'n gesonde samelewing hê? As ons uiteindelik in 'n samelewing sit, waarin die een ou se reg is om met kinders jonger as 10 te trou, en vir ander is dit verkeerd. Maar dis albei se waarhede. Daar moet tog 'n objektiewe hoër gesag wees. Gelowiges gaan uit van 'n ander wêreldbeskouing. God regeer en regeer deur sy woord en deur die 10 gebooie. En hy beklemtoon hoe belangrik dit is om die 10 gebooie vir jou kinders te leer. Nie net as 'n klomp reëls wat hulle moet nakom nie, maar as iets waarvoor hulle lief is, as 'n leefwyse wat hulle moet gaan uitleef. Hy sê, daarom is dit so belangrik dat ons nie ons kinders se foute die hele tyd moet regpraat en of hulle verskonings moet soek nie. Het jy al gesien by 'n rugbywedstryd? Dan kry hy ou keer rooi kaart, vir geel kaart. Dan kom jy nou af en moet jy nou daar op die stoel kom sit. Wat doen die afrigter? Staan daar by hom vry of met die kop toe, maar man, hy skeieregter weet nie waarvan hy praat nie. Wat leer ons kinders van reg en verkeerd? Wat leer ons hulle van verantwoordelikheid neem vir hulle eie foute? As dit is hoe ons hulle groot maak. Op 'n eenvoudige wyse help die boek ouers om sekere politieke en ekonomiese stelsels aan die kinders te verduidelik as hele hoofstuk in wat basiese ekonomiese strukture van sosialisme, kommunisme, totalitarisme, fasisme en kapitalisme, asook hulle voor- en nadele. Met ander woorde, die skrywer sê elkeen van hierdie stelsels het 'n stel wetmatighede wat hulle onderbou is. En jy moet dit vir jou kinders uitwys. En hy gebruik eenvoudige voorbeelde hoe jy dit vir jou kinders kan wys en hoe hierdie goed jou gaan benadeel. Die ekonomiese stelsel waarvoor ons kies het byvoorbeeld 'n uitwerking op ons samelewing. Dink byvoorbeeld aan iets soos bejaardesorg. Help en hand het baie te doen met bejaardesorg. Maar 'n ekonomiese stelsel waar die staat alles is en alles voorsien, laat gewoonlik hierdie groep die meeste ly. En ouers wat hulle kinders grootmaak dat iemand anders altyd vir hulle iets doen, gaan nooit leer om vir iemand anders iets te doen en vir iemand anders verantwoordelikheid te neem nie. En as hulle groot word, dan is dit hulle wat hulle ouers net iewers gaan afskuif van hulle af, want hulle wil tog net nie die verantwoordelikheid hê nie. Asseblief tog, kan iemand anders net na hulle kyk, want ek sien nie kans nie.
Vierde een is oorsaak en gevolgverhoudings. OK, om nou na daai toe kom, net toe lees julle vooruit en dan luister julle wat ek sê nie. Die vierde beginsel sluit aan by hierdie wetmatigheid. Kinders moet geleer word dat niks in die wêreld in isolasie gebeur nie. En hy het weer eens 'n goeie voorbeeld. Hy sê in 2001, jy sal onthou, waar was jy in 2001 toe die Twin Towers geval het? Kan jy onthou? Meeste van ons kan onthou waar ons was, nie waar nie? Ons was op Asia's diner en almal van ons meisies was baie kwaad vir ons geweest, want niemand wou dans nie, ons het almal by die radio geluister, wat gaan nou volgende gebeur? Die torings het geval en in 2007, 6 jaar later, beleef die wêreld 'n ekonomiese krisis en 'n resessie. En die skrywer wys uit en hy sê, daar's 'n verband tussen hierdie twee dinge gewees, want die oomblik toe Amerika oorlog verklaar, toe het hulle geld nodig om die wapentuig te finansier. Maar hulle het nie reserves gehad nie, so wat het hulle gedoen? Hulle het net meer geld gedruk, meer kontant gedruk, sodat hulle oorlog kon finansier. En uiteindelik het dit in 2007 in hulle gesigte ontplof. So wat moet jy doen? Hierdie oorsaak en gevolg verhoudings, wat sê hy? Hy sê, niks, jy moet jou kind leer om na die wêreld te kyk en die goed te meet, en jy moet leer om die kolletjies bymekaar uit te bring, sonder om samensweringsteorieë die hele tyd te probeer vir alles uitdink. Maar daar is baie keer 'n verband tussen dinge, daar is 'n rede hoekom dinge gebeur. In die bespreking in die hoofstuk oor veerkragtigheid word baie klem daarop gelê dat kinders die belangrikheid van harde werk en toewyding moet besef. Ek meen, harde werk klop altyd talent, as talent nie ook hard werk nie. Nie waar nie. En dit moet jy jou kind leer, en dit is oorsaak en gevolg. Kan jy sien? Harde werk bring sukses. Ons leef in so 'n kitswêreld. Ons kinders dink is so maklik, is maklik om ryk te wees, is maklik om 'n mooi nuwe kar te ry ensovoorts. En hulle kyk Mr. Beast se video's en hulle sien net hoe deel hierdie ou geld uit, want hy het so baie geld en hy het al hierdie kompetisies en al wat jy moet doen, jy moet net eintlik in een van sy kompetisies kom en dan gaan dit vir jou maklik wees. Maar die regte lewe werk nie so nie. Hulle moet geleer word daar's 'n verband tussen inspanning, vermoëns en prestasie. Hulle moet dus van kleins af aangemoedig word om werk te doen. En iets wat hy nogal interessant doen is, hy beklemtoon iets soos die belangrikheid van vakleerlingskappe. Nou dis iets wat ek weet die solidariteit beweging nogal baie aandag aan gee. Hy sê, jy moenie bang wees vir dit. Hy skryf natuurlik nou baie voorbeelde uit die Amerikaanse konteks uit. Een ding wat hy genoem het wat nogal interessant was, hy sê, is dat maatskappye in Amerika misluk, deesdae baie meer, en een van die redes hoekom hulle misluk is omdat hulle dikwels jong mense aanstel wat in Harvard studeer het en 'n graad opgedoen het of gekry het, verwerf het, en dan word hulle in 'n topposisie aangestel. Sê maar wat nog altyd die ruggraat was van die Amerikaanse ekonomie, was mense gewees wat van onder af hulle self opgewerk het in 'n maatskappy en elke aspek van daai maatskappy verstaan het. So ervaring is baie keer baie beter kennis om te hê as net blote boekekennis van 'n saak. Maar oorsaak en gevolg, 'n belangrike deel van dat die lewe werk met oorsake en gevolge daarvan, is mislukking. Iets wat ons nou reeds gesê het, ons kinders nie aan wil blootstel nie. Nou die akteur Will Smith, hy het 'n aanhaling van hom in die boek, en ek wil dit graag vir u lees, oor hoe belangrik dit is om mislukking te omhels. Hoor hoe skryf hy, dit is vir my so treffend. Hy sê, misluk vroeg, misluk dikwels, misluk vorentoe. Jy weet, dit frustreer my altyd 'n bietjie wanneer mense 'n negatiewe verhouding met mislukking het. Mislukking is 'n groot deel van die vermoë om suksesvol te wees. Jy moet gemaklik raak met mislukking. Jy moet eintlik mislukking soek, want dis waar al die lesse is. Jy weet, wanneer jy in die gimnasium oefen, soek jy eintlik mislukking. Jy wil jou spiere druk tot op die punt waar hulle ingee, want dit is waar die aanpassing, die groei is. Suksesvolle mense misluk baie. Hulle misluk heel wat meer as wat hulle slaag, maar hulle neem die lesse uit die mislukking en gebruik die energie en die wysheid om na die volgende fase van sukses oor te gaan. Jy moet 'n kans waag. Jy moet op die rand van jou vermoëns leef. Jy moet leef waar jy byna seker is jy gaan misluk. Dis waarom jy oefen.
Oefening is beheerde mislukking. Jy gaan tot by jou uiterste, weer en weer en weer. Jy sukkel om te slaag, totdat jy op die punt kom waar jou liggaam skielik die aanpassing maak, en dan kan jy dit doen. Mislukking help jou eintlik om die areas waar jy moet ontwikkel, te identifiseer. Dus, misluk vroeg, misluk dikwels, misluk vorentoe. Dit bring ons by die laaste afdeling in die boek, die een oor tyd. Ek gaan baie kortliks net vir u ietsie hieroor sê. Hy sê hy beskryf 3 groepe mense. Sê jy kry mense wat met 'n verlede georiënteerde tydsperspektief leef, dan kry jy ouens wat met 'n hede georiënteerde tydsperspektief leef en mense wat met 'n toekoms georiënteerde tydsperspektief leef. Nou die verlede georiënteerde tydsperspektief is gewoonlik daardie ouens wat net teruggryp na die goeie ou dae. En weet jy wat, in ons dag was alles net beter gewees. As ons net kan kry wat ons gehad het, wat ons paas en maas gehad het, daai dae is idillies en dit is 'n utopia gewees en dit is, so jy kan vir jouself dink, as dit jou ingesteldheid in die lewe is, as jy die hele tyd net vashou aan wat was, en baie van dit mag mooi wees, en dit mag goed wees, en dit is nie noodwendig, ek sê nie daardeur is verkeerd nie, maar jy het geen motivering om iets nuut te bou en te ontwikkel nie. Want die beste lê in die verlede. En dan kry jy natuurlik hede georiënteerde mense, en baie van ons kinders word baie hede georiënteerd groot tot op 'n sekere leeftyd. Ek onthou eendag het my kinders was nog klein en ons is in die winkel en hulle oupa en ouma het vir hulle geldjie gegee, nou wil hulle ietsie koop. Nou stap ons in die winkel en hulle kyk wat hulle wil koop en elkeen haal toe nou vir hulle ietsie af. Nou kom hulle voor by die kasregister en hulle betaal, nou kry hulle klein geld. Nou ek is nou reg, ons gaan nou ry. Papa, nee, wag net gou, ons wil net kyk wat kan ons nog koop. Want ons het nog geld oor. Dis 'n hede georiënteerde ingesteldheid, nie waar nie? Ek het nou hierdie geld, ek moet dit alles nou uitleef en uitgee, want ek soek nou die plesier daarvan. So hede georiënteerde mense is mense wat regtig nie baie hoopvol oor die toekoms is ook nie. Hulle dink hulle lewe vir die oomblik, hulle moet die lewe nou geniet, dis mense wat nie spaar uiteindelik nie, wat nie voorsiening maak vir hulle eie toekoms nie, wat nie voorsiening maak vir iets soos bejaarde sorg byvoorbeeld nie. Hulle raak jou verslaafdes in die samelewing, dwelmverslaafdes, alkoholverslaafdes, hulle verval in dobbelary, hulle soek kitsoplossings. Maar toekomsgeoriënteerde tydsperspektief is natuurlik die een wat ons graag vir ons kinders wil leer, veral as Christene. Ons is immers hoopvol oor die toekoms. As niemand wat so 'n hoopvolle toekomsverwagting soos ons het nie. En dis 'n ingesteldheid waar plig voor plesier geplaas word en ons kinders leer om geduldig te wees, om te spaar vir iets, om te werk vir iets groter. En nie net nou jou behoeftes te bevredig nie. Ons is nie bang vir die toekoms nie. Ons werk daarheen. Want wat in die toekoms wag, is die rede waarom ons bou. Nou, is 'n baie goeie beeld. As jy dink aan kathedrale in Europa, die van die wat al die voorreg gehad het om in Europa te wees. Daardie kathedrale is baie keer oor honderde jare, baie keer selfs 200 jaar gebou. Ek het gisteraand gewonder, hoeveel geslagte is daar in 200 jaar? 10? Ek weet nie. Ek raai nou maar sommer 10 geslagte. Maar om te dink jy begin met 'n bouprojek wat iemand in jou 10de nageslag eers gaan sien. Dit sê daarom van 'n toekoms, iets van 'n toekomsverwagting nie waar nie. En hulle het nie goed gebou wat in 6 maande klaar is en dit moet funksioneel wees en dit moet net werk nie. Hulle het iets gebou wat jou oë na boontoe hef, wat vir jou help om iets van die grootheid en die heerlikheid van God te sien en iets van die toekoms reeds in hierdie gebou in te sien. En dis waarmee ons besig moet wees. Dames en here, hierdie boek is 'n goudmyn, is tydlose wysheid, is beginsels wat hierin vervat word, wat nie net vir ons kinders waar is nie, wat vir ons waar is. As ons gesonde samelewings, gesonde gesinne wil bou vir die toekoms, dan is dit die dinge wat ons vir ons kinders moet leer. Dit is die manier hoe ons hulle kan help om hoër te kyk, dieper te delf en uiteindelik meer te sien. So u kan, as u lus het om bietjie meer te weet, op ons YouTube kanaal is daar 'n onderhoud wat ek met die skrywer self gevoer het oor sy boek, gaan
kyk maar gerus 'n bietjie daarna, gaan soek maar net sommer op Lig en Duisternis Produksies se YouTube kanaal vir ewige beginsels en dan behoort jy om te kry. Jy kan hom ook aanlyn aankoop by ons boekwinkel www.ligenduisternis.co.za. En as u daarvan hou om dit elektronies te lees, dan kan jy dit ook op Amazon as 'n Kindle weergawe aankoop. En as jy dit graag vir iemand oor see wil koop, dan kan jy dit ook op Amazon doen deur hulle druk op aanvraag funksie of print on demand funksie. So jy koop hom aan. Maak net seker jy kies die land waarin die persone bly. So die druk op aanvraag ding werk nie in elke land nie, maar in die meeste kontinente het Amazon hierdie funksie, so hulle druk die boek daai kant en hulle lewer hom binne 2-3 dae af by die persoon se voordeur. En dan die laaste boek wat hierby aansluit, wat ek tog wil aanmoedig, ek weet nie of jy hierdie boek ken nie, Herderskap van 'n kinderhart deur Ted Tripp. Die Amerikaner, hy het hom pas van die drukkers afgekry. Ek het 'n paar kopieë saamgebring. Hierdie boek sluit baie mooi aan by ewige beginsels. Baie nice.